ons het nou 'n hele magdom inligting rondom die beeld van Nebukadneser en Daniël hanteer. Hoekom? Want dit gaan belangrik wees om die beeld te verstaan wanneer ons by die bekendmaking gaan kom van die wit paus en die swart paus. Daar is 2 pause. En die swart ou is nie 'n ou wat 'n ras is en swart is soos 'n Afrika man nie. Hy's in die Vatikaan, hy's klaar swart geklee. Hulle noem hom die Jesuit General. Ons kom by dit. Baie interessant. Die bonatuurlike geopenbaarde woord, dis niks anders nie. Met hierdie bonatuurlike geopenbaarde woord is ons nou eers gereed om die rigtingwysing van die verlede na die leeftyd van Jahweh ongeveer 570 jaar later te herleef. Onthou, Nebukadneser het Babylon oorgevat 570 voor Jahweh. Nou sê ek, met hierdie bonatuurlike geopenbaarde woord is ons nou gereed om die rigtingwyser van die verlede, onthou die eskatologies verlede, hede in die toekoms, die eskatos, om die rigtingwyser van die verlede na die leeftyd van Jahweh, dit was 570 jaar later, dan eers kom Jahweh in die prentjie te verskuif, waar Jahweh onder die bewind van die Romeinse regering besig is om sy bonatuurlike boodskap van verlossing in sy bonatuurlike genadebloed aan die Jode vir 2 jaar te verkondig. Ek het dit al gesê, ek sê dit weer, Jahweh se bediening was 3 jaar. 2 jaar van sy bediening bedien hy net Israel. Hy sê, ek het na my eie volk gekom en my eie volk het my nie aangeneem nie. Daniël en sy mense, Daniël en sy volk, Israel. Nie kom by heidene nie. 2 jaar, daar is nie 'n skrif wat sê dat Jahweh is gebore vir die wêreld nie. Later anders, as so het is verander. Maar toe hy gebore is hy gebore as 'n Jood vir die Jode. As 'n Israeliet vir die Israeliete. Vir geen ander heidense volk nie. Nie een nie. Daarom het Jahweh vir sy disippels altyd gesê, moenie julle brood vir die hondjies gee nie. Die hondjies was die heidene. Die heidene. Moenie julle brood vir die hondjies gee nie. En dit is hoekom wanneer na 2 jaar se bediening swaai Vader Jahweh se bediening na die heidene toe. 'n jaar voor sy kruisiging. Wanneer hy by die put staan en met die Samaritaanse vrou praat, vra sê, geef my water, gee ek vir jou van my water. En strome van lewende water sal opspring tot in der ewigheid. As jy een keer daai put oopgekry het, jy kry hom nie sommer toegemaak nie. So die 3de jaar van Jahweh se bediening, na 2 jaar, dan verander Vader die bediening na die heidene toe, en van daar af, dis 'n jaar voor sy kruisiging, tot vandag in 2026, het Vader Jahweh nog nooit opgehou om met die heidene te werk nie. Werk nog steeds met die heidene. Hoekom? Want die 70ste verbondsweek van Daniël het nog nie aangebreek nie. Op die kruis van Golgotha word die 69ste week vervul. Daar 70 7-talle. 70 7-talle is 490 jaar. 483 jaar van daai 490 jaar is vervul op die kruishout van Golgotha. Wanneer Jahweh sê, dis volbring. En hy sy hande en hy sê, ek gee my gees in u hande. Die horlosie stop op daai oomblik. En die bediening word net aan die heidene verkondig. Die 70ste week kan net in werking kom wanneer die laaste vredesverbond volgens Daniël 9:27 gesluit word. Almal sê nou dit het gebeur nou toe president Trump
met Israel en die Palestynë vrede gemaak het en al die Arabiese lande en ai. Hulle tas weer in die donker. Hulle tas weer in die mis. Almal is opgewonde en nou is daar soveel video's wat aan die loop is wat hulle sê dat op Google dat die 70ste week van Daniël het aangebreek, die finale week van Daniël, die verbondsweek, Daniël 79, maar noem hulle dit. Daniël sê, wat kan nie? Hulle kan nie, want hulle sê nie tussen watter twee partye is die verbond geteken nie.